Goeiemiddag graad 12 leerders, welkom by vandag se fisiese wetenskap les. My naam is Esther Kriel. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bakama Research and Development. Ons gaan vandag bietjie na vraestel 2 kyk en ons begin met die tema materie en materiale en organiese chemie. En soos julle almal weet, organiese chemie tel 33% van jou vraestel 2. Wat jy moet weet, dit is baie belangrik, daar's sekere organiese of daar's sekere kennis wat jy moet hê voordat jy eers na organiese chemie kan kyk. En die eerste ding wat jy moet weet, is organiese chemie is die chemie van koolstof en sy verbindings. Daar's nie swaal en fosfor of enige ander elemente nie, dis meestal koolstof en dan saam met koolstof werk hy met waterstof en suurstof meeste van die tyd. Nou, koolstof lê in groep 4 op die periodieke tabel. En dis 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou. Want as hy in groep 4 lê, beteken dit hy het 4 valense elektrone. En daarom vorm hy 4 verskillende bindings. En in organiese molekules vorm hy gewoonlik 4 bindings met koolstowwe. Hy kan met homself 'n koolstof 'n enkelbinding vorm, hy kan 'n dubbelbinding vorm en hy kan 'n trippelbinding vorm. En dan gaan hy ook met waterstof bind met suurstof, stikstof en die halogene. Dis die mees algemene organiese molekules waarna ons gaan kyk. Hy kan verbind in 'n reguit ketting, maar hy kan ook 'n vertakte ketting hê en hy kan sikliese molekules vorm. Nou op hierdie stadium in graad 12 werk ons nie met sikliese molekules nie, maar dit gee jou 'n goeie idee dat ons 'n groot verskeidenheid van organiese verbindings kry. Nou, jy moet weet wat is 'n versadigde koolstof. Dit beteken daai koolstof het net enkelbindings, of hy nou met homself bind en of hy met waterstof kan hy net een binding hê. Want onthou, waterstof lê in groep 1, hy het net 1 valense elektron, so hy kan net 'n enkelbinding vorm. Waterstof of die koolstof kan wel 'n dubbelbinding vorm met die suurstof, maar ons stel dit nie as 'n onversadigde verbinding nie. As ons praat van versadig en onversadig, dan kyk ons hoe die koolstof met ander koolstowwe bind. Nie met die suurstof nie en nie met die halogene of die waterstof nie. So as ons praat van 'n enkelbinding, dan bind koolstof met 'n enkelbinding, net een binding aan ander koolstowwe. Met ander woorde, hy gaan 4 verskillende bindings vorm. Een met 'n koolstof en miskien 3 van hulle met waterstof, of dan een met 'n koolstof en nog een met 'n koolstof en dan weer waterstof wat daarby saam. Nou, ons verskeie maniere om organiese verbindings voor te stel en hierdie is baie belangrik want in die eksamen, as ek vir jou vra, gee vir my die struktuurformule en jy teken 'n gekondenseerde struktuurformule, kan jy nie jou punte kry nie. Want jy sê eintlik vir my dat jy nie weet wat ek wil hê jy moet weet nie. So maak seker dat jy weet jou struktuurformule van organiese verbinding wys elke binding. Met ander woorde, hier gaan jy sê ek het 'n koolstof en hy is gebind aan 3 verskillende waterstowwe. Daar is 'n struktuurformule. Nou gekondenseerde struktuurformule, wag bietjie, daar moet nog nie wees want onthou, koolstof het 4 bindings. Hier gaan ons sê dat gekondenseerde een gaan wees CH4. Kan jy die verskil sien? So dit is baie belangrik dat jy weet dat ons of 'n struktuurformule, 'n gekondenseerde struktuurformule kan teken of dan 'n semi-struktuurformule. Nou 'n semi-struktuurformule kan byvoorbeeld vir jou sê ek het 'n CH3 en hy is gebind aan nog 'n CH3. Met ander woorde, hier vat ek my struktuurformule en ek vat my gekondenseerde struktuurformule en ek kombineer hulle met mekaar. So party van die bindings wys jy en ander bindings wys jy glad nie. Jou molekulêre formule dui net aan hoeveel atome is daar. Hy sê glad nie vir jou hoe is hierdie koolstowwe en waterstowwe aan mekaar gebind nie. Daar's 'n klomp definisies. Nou, ek weet dat definisies 'n reuse probleem is vir studente of vir leerders. Julle hou nie daarvan om te gaan sit en dit te memoriseer nie, maar weet jy, hierdie 2 punte wat jy kry vir elke definisie, is die verskil tussen 'n druip en 'n slaag en 'n verskil tussen 'n vlak 6 en 'n vlak 7 punt. So dis baie belangrik dat jy jou definisies gaan leer. Nou die eerste ene
En ons begin 'n bietjie buitekant die organiese chemie met intermolekulêre kragte. Nou dit is kragte wat tussen twee molekules werk. En jy kan sien, daar is die E vir tussen molekules. As ons gaan kyk na intramolekulêre kragte, dan het hy 'n A daarin, wat beteken, nou werk ons met atome. Ons werk nie, ek gaan net gou hierdie uitvee, ons werk nie hierdie keer met molekules nie, hierdie keer werk ons met atome, en dan gaan ons hê 'n kovalente binding of 'n ioniese binding. Dis die twee bindings wat jy kan kry vir jou intramolekulêre kragte. Nou viskositeit is 'n maatstaf van hoeveel 'n vloeistof weerstand bied teen die vloei. Met ander woorde, hoe hoër jou viskositeit is, hoe minder vloeibaar is jou stof. As jy gaan kyk na heuning, dan vloei heuning baie stadig in vergelyking met water. En onthou, in ons verwysingsraamwerk vergelyk ons eintlik alles wat ons vergelyk met viskositeit, kyk ons maar na water en sê, hierdie ding vloei vinniger as water, of hy vloei stadiger as water. Digtheid is die maatstaf van die massa per eenheid volume. Dan het ons kookpunt, en hier verloor julle elke keer julle punte, want ons wil die volgende woorde hê. Ek wil hê jy moet vir my sê, dis die temperatuur waar die dampdruk, daar's 'n tweede D, waar die dampdruk gelyk is aan die atmosferiese druk. Maar kom ons kyk gou, wat is dampdruk? Dampdruk is daai molekules binne in die vloeistof wat begin warm kry, nie? En dan onthou jy, in graad 10 het ons geleer, as hulle warm kry, dan beweeg hulle vinniger. Nou met daai vinniger beweeg, daai molekules bou 'n druk in die binnekant op. Nou buitekant het ons die atmosferiese druk. En dan, die oomblik wat die druk van die molekules wat so vinnig beweeg, aan die binnekant, in die vloeistof, gelyk is aan die atmosferiese druk aan die buitekant, dan kry ons dat water gaan kook. En onthou, dis die verskil tussen iets wat verdamp en iets wat kook. Want verdamping vind die hele tyd plaas, maar dis 'n stadige proses, terwyl kook 'n baie vinniger proses is. Vlambaarheid is die maatstaf van hoe maklik 'n stof vlam vat of gaan begin brand. Daar's hy. Gekondenseerde struktuurformule, ons het reeds daaroor gepraat. Koolwaterstowwe. Nou, onthou ons praat nou van koolstof. So as ons gaan kyk na koolwaterstowwe, dan sê die woord eintlik vir ons wat dit is. Want as ons kyk na organiese verbindings, dan praat ons van koolstof verbind aan waterstof. So koolwaterstof is 'n organiese verbinding wat slegs koolstowwe en waterstowwe in die verbinding het. 'n homoloë reeks is 'n reeks organiese verbindings wat deur dieselfde, en hierdie is belangrik, dieselfde algemene formule beskryf kan word, of waarin een lid van die volgende verskil met 'n CH2 groep. Dis belangrik. As jy die tweede gedeelte kies as jou definisie, moet jy seker maak dat jy vir my sê dis 'n CH2 groep. Onthou, dis nie 'n CH3 nie. 'n CH3 is die laaste koolstof op die punt. So jy sit actually 'n koolstof en twee waterstowwe in die binnekant by om hom langer te maak. 'n Versadigde binding is verbindings waarin daar geen meervoudige bindings tussen koolstofatome in hulle koolstofketTINGs is. Ons het reeds daaroor gepraat. Dan kry jy 'n onversadigde binding. Dit is waarin een of meer voudige bindings tussen jou koolstofatome is. Onthou nou, ons het gesê, jy kan byvoorbeeld 'n koolstof dubbelband suurstof hê, maar hy gaan nie vir jou sê hy is onversadig nie, want dit moet tussen twee koolstowwe wees as ons hierdie besluit. Funksionele groep is 'n binding of atoom of 'n groep atome wat die fisiese en chemiese eienskappe van 'n groep organiese verbindings bepaal. So jou funksionele groep gaan met fisiese en chemiese eienskappe werk. As ons gaan kyk na struktuur isomere, nou eerstens moet jy weet wat se isomeer. Isomeer is wanneer jy dieselfde aantal koolstowwe en waterstowwe gaan hê en miskien suurstowwe bygebind, maar hulle gaan dieselfde formule hê, dieselfde hoeveelheid van die elemente hê, maar hulle gaan anders lyk.
Dis is wanneer jy 'n tweeling het wat nie 100% identies is nie. So jou struktuur-isomeer is 'n organiese molekuul met dieselfde molekulêre formule. Nou onthou nou ons het net nou gesê molekulêre formule, molekulêre formule het ons net nou gesê, daar gaan kyk ons na die aantal koolstowwe en waterstowwe. Nou as jy kyk na jou ketting-isomeer, dis dieselfde molekulêre formule, maar die tipe ketting verskil. Byvoorbeeld jy kry butaan en 2 metielpropaan. Dis nog steeds dieselfde hoeveelheid koolstowwe, dieselfde hoeveelheid waterstowwe, maar die rangskikking van jou koolstowwe en jou waterstowwe is verskillend van mekaar. Kry jy posisionele isomere, dis dieselfde molekulêre formule weer, maar hierdie keer is die posisie van jou syketting of jou funksionele groep anders. Met ander woorde, in die een verbinding kry jy jou dubbelbinding tussen koolstof 1 en 2 en op die tweede verbinding kry jy hom tussen koolstof 3 en 4. Funksionele isomere is wanneer as jy jou koolstowwe en jou waterstowwe en jou suurstowwe herrangskik, dan kry jy totaal 'n ander tipe verbinding. En dan sê ons maar die funksionele groep van daai verbinding het verander. En dan het ons funksionele isomere. Nou ons het net 2 tipes funksionele isomere en ons gaan net nou beter daaroor praat. Nou 'n substituent is 'n atoom of 'n groep atome wat gebind is aan die hoofkoolstofketting. Met ander woorde, dis amper soos 'n syketting of iets wat aan die buitekant sit. Hy's nie deel van die hoofgroep nie, maar hy's deel van die verbinding. As ons praat van homoloë reekse, dan kry ons verskillende verbindings. Nou onthou, ons het nou al gepraat van die enkel, die dubbel en die triple bindings, waar ons gesê het, enkel bindings tussen koolstowwe gee vir my 'n versadigde verbinding en die enigste een daar is 'n alkaan. Hier het ons 'n dubbelbinding. So hy is onversadig, so hy word alkene genoem. Nou dis die meervoud. Die enkelvoud hier gaan alkaan wees. Hierdie ene gaan alkeen wees. En hier het ons 'n alkyn. Nou, seuns en dogters, dis verskriklik belangrik dat jy verstaan dat spelling in wetenskap, veral in chemie, verskriklik belangrik is. As jy 'n A, 'n E maak in 'n chemiese verbinding, dan verander jy die betekenis van wat jy wou gesê het. Met ander woorde, as jy in plaas van alkaan gaan sê alkeen en jy het net 'n spelfoutjie gemaak. Jy dink dis net 'n spelfoutjie, maar kyk na die struktuurverandering wat plaasvind. So dis baie belangrik dat jy seker maak dat jy reg spel. Dan kry ons haloalkane. Halo kom van die woord halogene af, wat beteken dit is jou groep 7 elemente. En dan kry ons alkohole of alkohol, hy het 'n OH groep, dit is sy struktuur. En nou, dis baie belangrik. Hier het ons 'n OH groep, maar daai OH wat bind aan jou koolstowwe word 'n hidroksielgroep genoem. So met alkohole het ons 'n hidroksielgroep wat aan die koolstowwe bind. As ons praat van aldehiede, hier het ons 'n C-dubbelband O en dit is 'n formielgroep. Ketone het ook 'n C-dubbelband O. Nou kom ons kyk wat is die verskil tussen 'n aldehied en 'n ketoon. 'n Aldehied is altyd op die kant wat beteken sy koolstof moet met 'n waterstof gebind wees. Terwyl as jy gaan kyk na ketone, dan is daai koolstof met die dubbelbinding suurstof is aan 2 koolstowwe gebind. En dis die verskil. So jou ketone sit in die middel van jou verbinding, terwyl jou aldehied op die kant van die verbinding sit. Dan praat ons van 'n karboksielsuur en hier het ek 'n karbonielgroep en ek het 'n hidroksielgroep wat saam 'n karboksielsuur maak. En dan die laaste ene is 'n ester. Nou 'n ester is baie spesiaal. Dis die enigste verbinding wat jy kry wat ons mee werk in graad 12 waar jy 'n suurstof in die middel van jou verbinding het. Met ander woorde, jy het koolstowwe en dan 'n koolstof met 'n dubbelband suurstof en dan sommer net 'n suurstof en dan het jy weer 'n koolstof. So die oomblik wat jy iets sien met 'n suurstof in die middel van jou verbinding, dan weet jy hier werk ons nou met 'n ester. Kom ons kyk na ons funksionele groepe in 'n bietjie meer detail.
Alkane is die eerste een. Hy bevat slegs enkelbindings en hy is 'n versadigde molekuul, want ons het nou al meer as een keer gepraat van 'n versadigde molekuul, en jou eenvoudigste alkane is metaan. Eenvoudig, want hy het net een koolstof. Maar kyk nou, hierdie koolstof het 1, 2, 3, 4 verbindings. Bindings om hom en al 4 van hulle gaan waterstowwe wees. Ons maak hierdie naam klaar met die agtervoegsel aan. Met ander woorde, hier sê ons ek het metaan. Met, daai, beteken een koolstof en aan beteken enkelbinding. So metaan sê vir jou ek het een koolstof en hy het net enkelbindings. Nou hierdie is baie belangrik. Is wanneer jy kyk na jou algemene formule. Nou 'n algemene formule is jy kan, as jy wil kyk of dit 'n alkaan is, kan jy dit gaan toets. Nou hier het ons daai ennetjie, daar sê vir ons hoeveel koolstof wat ons. Nou ons het een koolstof. Nou waterstowwe gaan ons dan nou 2 maal met 1 plus 2 hê. En dit gee vir ons 1 koolstof en 4 waterstowwe. En wat het ons hier? 1 koolstof en 4 waterstowwe. So kom ons doen gou nog 'n voorbeeld. As ek nou vir jou gaan sê, ek het CH3 okay, en nog 'n CH3 en ons gaan sit hom in as ons C2H2 maal met die 2 want daai twee getalletjies is dieselfde plus 2. Nou 2 maal 2 is 4 plus 2 is 6. So dan sit ons met C2H6 en kom ons tel 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstowwe, 8 waterstowwe en 2 koolstowwe. Dan weet ons het 'n alkaan. Alkane is 'n baie belangrike bron van brandstof in die wêreld. Dit word op groot skaal gebruik. Nou, as jy 4 of minder koolstowwe in jou alkaangroep het, dan het jy 'n gas. Nou, jy het al gehoor van metaangas, en jy het al gehoor van etaan, en jy het al gehoor van propaangas. Nou, dit is jou 3 koolstowwe, of koolstofverbindings en jou 4 is butaan. Nou as jy 'n lighter gebruik om jou kers aan te steek, dan gebruik jy butaangas. Die oomblik wat jy verder as koolstof 4 gaan, dan begin hulle vaste stowwe, vloeistowwe raak. En dan as jy verby 12 koolstowwe gaan, dan sit jy met die vaste stof. Nou hier is sommer net 'n mooi prentjie vir jou wat sê hierdie is metaangasborrels wat brand. En hier is jou propaan wat deur 'n trok vervoer word. Nou, hulle word onder baie hoë druk vervoer. Alle vloeibare brandstowwe, byvoorbeeld oktaan, is 'n baie belangrike komponent van petrol. So ons kry alkane in ons brandstof. Die oomblik wat ons gaan na alkene toe, daar is ten minste een dubbelbinding. Nou moet 'n dubbelbinding wees vir 'n alkeen. Hierdie verbinding is dus onversadig. En as ons gaan kyk na die eenvoudigste molekuul, dan moet ons 2 koolstof hê. Want onthou nou, as jy 1 koolstof het, kan jy nie 'n dubbelbinding hê nie. Want daai koolstof moet met 'n ander koolstof bind om te sê hy het 'n dubbelbinding en hy is onversadig. Ons gebruik EE1 as ons agtervoegsel. So hierdie is metaan, nie eteen is ons eenvoudigste molekuul. Daar's 'n bietjie 'n spelfout, ek is jammer daaroor. En hierdie is die algemene formule. Nou kom ons gaan toets hom. Hoeveel koolstof het ek? 2. So ons gaan sê C2H2 maal met 2. En dan sit ons met C2H4. En hier het ons 1, 2, 3, 4 waterstowwe en ons het 2 koolstowwe. Eteen is word in 'n chemiese verbinding gebruik wat deur plante gebruik word om dit ryp te maak. Nou wat hulle doen byvoorbeeld met piesangs. Hulle pluk piesangs baie groen en dan sit hulle hom in 'n stoorkamer en dan stuur hulle eteen gas in die stoorkamer in. Wat maak dat die piesangs dan ryp word? Maar piesangs het binne in homself ook eteen. So as jy 'n avokado peer het wat nie ryp is nie, dan sit jy hom by piesangs, dan gaan hy vinnig geryp word.
Propeen is weer belangrik vir die petrochemiese industrie. Dit word gebruik om propyleen te vervaardig en dit word ook gebruik as brandstofgas vir ander industriële prosesse. Alkyne, die Y daar, sê vir ons het 'n trippelbinding hierso. Hy's ook versadig. Die eenvoudigste een is metyn. Nee, is etyn. Wat het die aangegaan? Etyn en IN is jou agtervoegsel wat gebruik moet word. Nou kom ons toets hierdie ene. Hoeveel koolstowwe het ons? Ons het 2 koolstowwe. Dan het ons waterstof, 2 maal 2 minus 2. Nou 2 maal 2 is 4. Minus 2 gee vir jou 2. So ek het 2 koolstowwe en ek het 2 waterstowwe en my formule toets reg. Kom ons gaan kyk na die reaktiwiteit. Hierdie is baie belangrik. Alkane, omdat hy net enkel bindings het, is hierdie formule of hierdie molekules heel happy. Daar's nie enigiets wat hy wil verander aan homself nie. So hy het 'n baie lae reaktiwiteit. Jy moet hom regtig gaan dwing, jy moet hom warm maak, jy moet 'n katalisator bysit, jy moet eksterne goed bysit om hom te laat reageer. Maar alkeen en alkyn is baie reaktief. En die rede daarvoor is, hulle sal graag ook net enkel bindings wil hê. So baie vinnig gaan hulle reageer. Wie is aktiwiteit 1? Nou ek wil hê jy moet vinnig 3 minute gou vir my gaan kyk en gaan die volgende molekules gaan identifiseer as 'n alkaan, alkeen en 'n alkyn. Onthou nou, alkyn dubbelbinding, alkaan enkelbinding, trippelbinding, alkyn. Kom ons gee gou vir julle 'n minuut om julle werkies te doen. Ok, kom ons kyk gou die eerste ene. Daar kan ons sien hy het 'n dubbelbinding in. Die oomblik dat hy 'n dubbelbinding het, dan weet ons dis 'n alkeen. Die tweede ene, net enkelbindings in, dan weet ons hy's 'n alkaan. Hierdie woord eindig met 'n IN en ons het gesê dat jou trippelbinding, jou alkyn, eindig met 'n IN. Hier het ek vir die formule gegee, die algemene formule. En die oomblik wat ons 2N minus 2 het, dan sit ons met 'n trippelbinding, so hierdie is ook 'n alkyn. Propaan, sy naam eindig met 'n AAN, so dis 'n alkaan. En hier wys ek vir jou CH3, nou as ons hom gaan uitteken, dan gaan hy so lyk. 1, 2, 3, nog 'n koolstof. En dan sien ons het 6 waterstowwe, 2 koolstowwe, enkelbindings, wat beteken dit is ook 'n alkaan. Kom ons kyk gou. 1.1 is alkaan, alkeen, 1.2 alkaan, 1.3 alkyn, 1.4 alkyn, 1.5 alkaan en 1.6 is ook 'n alkaan. Ek hoop jy het hulle almal reg gekry. Die volgende ding wat ons gaan kyk is funksionele groepe, of die res van die funksionele groepe. En nou sit ons iets anders by die koolstowwe en die waterstowwe. Onthou die eerste 3 het net koolstowwe en waterstowwe gehad. Nou die oomblik wat ons 'n alkohol het, dan sit ons 'n OH groep by. En daai OH groep word 'n hidroksielgroep genoem. So nou verander ons algemene formule. Want onthou julle, vir die enkelbinding het ons gehad CnH2n plus 2. Een van daai waterstowwe word nou deur 'n OH vervang. So nou is jou formule 'n bietjie anders. So ek wys vir jou in die formule dat daar 'n hidroksielgroep bygesit. Nou jou eenvoudigste ene wat jy kry is metanol, want metanol het net 1 koolstof. Die tweede een wat jy kry is etanol. Hy het 2 koolstowwe. En dit is die eenvoudigste en algemeenste alkohole wat gebruik kan word. Hierdie is verskriklik belangrik. Elke jaar in die eindeksamen vra hulle vir jou hierdie definisie van of 'n primêre, 'n sekondêre of 'n tersiêre alkohol.
en dan verwag hulle van jou om goed te identifiseer. Nou, 'n primêr beteken mos nou die begin, dis die heel kleintjie. Dis daar is jou koolstofatoom op die punt van die ketting het jou OH groep aan. Hier sien jy daar is die koolstofatoom op die punt van my ketting en hy is die ene wat die OH groep gaan aan hê. So hierdie koolstof is gebind aan een ander koolstof en 2 waterstowwe. Daar is die waterstowwe. Daar is 'n waterstofie en hier is 'n waterstofie. Of hy kan ook gebind wees aan 3 waterstowwe. Met ander woorde, hierdie deel kan weggevat word en ons kan 'n waterstof daarin sit. Kyk ons na 'n sekondêre alkohol. En hierdie is belangrik. Ons gaan kyk na hierdie koolstof wat aan die OH gebruik het en ons gaan kyk aan wat is hy gebind. Nou sekondêr beteken mos 2. So hy is gebind aan 2 koolstowwe en 1 waterstof. Want onthou, die oomblik wat ons na verbindings kyk, jou belangrike element waarna jy kyk is koolstof. Nie waterstof nie, nie suurstof nie. Nou as ons gaan kyk na 'n tersiêre alkohol, dan sien ons die koolstof wat aan die OH groep verbind is verbind aan 3 ander koolstowwe. So jy sal sien met jou tersiêre alkohol is daar geen waterstofbindings nie. Daar's geen waterstof in daai ding nie, sien jy? Want daai koolstof het 3 ander koolstowwe wat aan hom gebind is. Met jou sekondêr is daar 1 waterstof. En met jou primêr is daar 2 of 3 waterstowwe wat aan hierdie koolstof verbind is wat aan die OH groep gebind is. So dis belangrik dat jy vir my die volgende sê. Jy moet verwys na die koolstof met die hidroksielgroep op. En dan moet jy vir my sê, daai koolstof is gebind aan 2 waterstowwe en 1 ander koolstof. Of vir primêr. Vir sekondêr moet jy vir my sê, die koolstof wat gebind is aan die hidroksielgroep of aan die OH groep, ons vat dit ook reg, is gebind aan 2 ander koolstowwe en 1 waterstof. En dan laastens vir tersiêr moet jy vir my sê, hierdie koolstof wat aan die hidroksielgroep gebind is gebind aan 3 ander koolstowwe. Dis baie belangrik. Die laaste 3 jaar was dit elke keer in die vraestel gewees en dis een van die goed wat leerders nogal redelik verkeerd kry. As ons dan gaan kyk na alkohole, dan het hulle verskillende gebruike. Dis baie belangrik dat jy weet alle alkohole is giftig. Selfs etanol, die alkohol wat ons drink is giftig. Daarom kry kinders of leerders of jong mense wat vir die eerste keer aan alkohol blootgestel is, of gestel word en te veel daarvan drink, kry hulle nog steeds alkoholvergiftiging. Okay? Maar alkoholiese drankies het 'n lae konsentrasie etanol in. Etanol is die enigste alkohol wat ons kan gebruik in baie klein persentasies, klein hoeveelhede en dit vergiftig ons nie. Brandspiritus, weet daai persgoed wat jy koop, spirits is die gewone staal naam daarvoor. Dit is 'n mengsel van etanol en metanol. So asseblief, moenie dink jy kan dit drink nie. Metanol is seker een van jou mees giftigste alkohole. Hy maak jou blind. As jy dit oorleef, is jy blind en jy mag dalk doof wees ook. Hulle gebruik ook metanol en etanol as brandstowwe en hy brand skoner as petrol of diesel. Etanol is die enigste alkohol wat ons kan drink. Hy word ook as 'n industriële oplosmiddel gebruik en etanol word gebruik as 'n oplosmiddel in medisyne, parfuum en plantgeurmiddels. Baie van jou hoesstrope byvoorbeeld het etanol in. En dan is dit ook 'n antiseptiese middel. Jy swabs wat jy kry, daai alkohol swabs wat hulle jou lyf mee skoonmaak voordat jy inspuiting kry. Dis byvoorbeeld propanol, dis 'n ander alkohol wat daarvoor gebruik word. Hierdie aktiwiteit is nou weer net 'n aktiwiteit wat ons gaan oefen om te kyk of ons weet wat is 'n primêre, 'n sekondêre of 'n tersiêre alkohol. So weer gaan ek jou net so 'n minuut gee om daarna te kyk en dan gaan ons kyk na die definisies. Kom ons kyk gou na die eerste ene. Sien julle daar is die hidroksielgroep? Hier is my koolstof. Aan wat is hierdie koolstof gebind?
Hy's net aan waterstowwe gebind, wat beteken hierdie moet 'n primêre alkohol wees. As ons na hierdie koolstof kyk, o jette, daar's 'n waterstof te veel. Dan het ons 1, 2, 3 koolstowwe, so hierdie een is tersiêr. Hier is 1, 2 koolstowwe, so hy gaan sekondêr wees. En die laaste ene, hier kan jy sien, hierdie koolstof is gebind aan 1 koolstof, 2 waterstowwe, hy gaan weer primêr wees. Kom ons kyk gou-gou. Primêr, tersiêr, sekondêr en weer primêr. Alkylaliede, hulle word ook haloalkane genoem, ons het daaroor gepraat. Dit wanneer 'n halogeen. Halogeen is 'n groep 7 element, so dis fluor, chloor, borium en jodium. Hulle vervang 'n waterstof in jou koolwaterstof. Onthou nou, koolwaterstof is 'n verbinding wat net koolstowwe en waterstowwe het. So nou gaan ek en ek vat die een waterstof, ek skop hom uit, ek sit 'n halogeen in en dan praat ons van 'n haloalkaan. Nou as ons dan kyk na die generiese verbinding, dan dui ek hom met 'n X aan. En daai X kan dan wees brom, chloor, fluor of jodium. Die meer algemene twee groep 7 elemente wat hulle gebruik is brom en chloor. Maar jy weet wat fluor is, jy weet wat jodium is. Ons doen dit al vandat jy in graad 7 is. So hulle kan vir jou fluor en jodium ook insit en vir jou vra wat is hierdie en jy moet kan weet dis 'n haloalkaan. Karboniel bevattende groepe, wat is 'n karboniel? Dis daai C-dubbelband O. Daai is 'n karbonielgroep of die dubbelband O. Nou, as 'n koolstofatoom met 'n dubbelbinding aan 'n suurstof gebind word, word dit 'n karboniel genoem. Nou hier kan jy sien, ons het 'n groen R met 'n dingetjie aan en hier het ons 'n pers R. Nou hierdie twee R'e dui aan dat hierdie koolstof aan twee ander goed verbind is. Hy kan of aan 'n waterstof verbind wees aan die een kant en aan die ander kant aan koolstowwe. Hy kan albei kante aan koolstowwe verbind wees. So hierdie R'e dui net vir ons aan dat daar nog iets is wat aan hierdie koolstof verbind is, maar ons is nie noodwendig seker wat dit is nie. Nou as ons dan kyk na aldehiede, ons het net nou gesê aldehiede is altyd aan die kant. So om 'n aldehied te hê, het jy die volgende nodig. Jy het 'n karbonielgroep nodig, jy het 'n waterstof nodig en jy het nog 'n koolstof en allerlei goedjies aan die ander kant nodig. Daar kan net een koolstof wees wat gebind is aan waterstowwe of jy kan nog koolstof hê. Daarom is hierdie R hier. So hierdie R sê vir ons is nie seker wat verder aan daai koolstof gebind is nie, want ons belangrike deel is hier. Ons wil weet, ons het 'n koolstof met 'n dubbelband suurstof aan, 'n waterstof en 'n koolstof aan sy ander kant. Nou die agtervoegsel vir hierdie tipe verbinding, aldehiede, is Al. So ons gaan praat van metanal, etanal, propanal. So almal van hulle gaan eindig op 'n Al. Nou hier is dit nogal interessant om te sien dat ons algemene formule is 'n CN2NO. Nou hierdie O is met 'n dubbelbinding verbind. Dis hoekom daar nie nog ietsiekie aan hom by is nie. Want onthou, suurstof is in groep 6, kan net 2 verbindings vorm. Gebruike van aldehiede in hars, meer as 6 miljoen ton formaldehyd word jaarliks vervaardig. Dit is deel van die vervaardiging van plastiseerders en dit word gebruik in parfuum en geurmiddels. Wat is 'n ketoon? 'n Ketoon is ook 'n karbonielgroep, maar nou is hy in die middel van die verbinding. In die middel van die verbinding beteken hy's nie op die kant nie. So of hy nou koolstof 2 is of koolstof 3 is, as daar 4 koolstof is, dit maak nie saak nie, hy's net nie op die kant nie. So hierdie koolstof hier is gebind aan 'n karboniel en is baie belangrik dat albei hierdie R'e
gaan koolstowwe wees. Daar gaan nie 'n waterstof wees nie. Want as daar 'n waterstof by is, beteken dit dat is op die kant en dan sit ons met 'n aldehied en nie met 'n ketoon nie. Die eenvoudigste molekuul wat ons hier kan kry is propanoon. Hoekom? Want ons het eintlik 3 koolstowwe nodig sodat ek 'n dubbelbinding daar kan hê en dat hy dan aan koolstowwe gebind kan wees. Kan julle dit sien? So dis baie belangrik. Kom ek maak gou hier so skoon dat ons dit ordentlik kan oorteken. Okay. Kom ons gaan teken hom weer en ons sê ons gaan hier CH3 C dubbelband O en dan gaan ons nog 'n CH3. Dis hoekom ons praat van propanoon, want as ons net 2 koolstof het, dan is hierdie mos nou nie in die middel nie. Kan jy dit sien? So om in die middel te wees, is sy eenvoudigste vorm van 'n ketoon met 3 koolstowwe hê. Hy kan nie minder as dit hê nie. Maar dis die gevaarlike ding. Hy het presies dieselfde algemene formule as wat 'n aldehied het. Want albei van hulle het 'n dubbelband suurstof in, koolstowwe en waterstowwe. Die ding wat hom anders maak, is op die een sit jy 'n dubbelbinding aan die kant en met 'n ketoon sit hy in die middel. Waarvoor gebruik ons aldehiede? Ons gebruik dit vir oplosmiddels en dis 'n vervaardiging van polimere word dit ook gebruik. Karboksielsure. Nou weet jy wat, jy het al gehoor van asyn en jy het al asyn geproe en asyn is nogal suurig, nie? Nou karboksielsure is 'n organiese suur wat onderskei word in die teenwoordigheid van 'n karboksielgroep. Nou wat is 'n karboksielgroep? Dis die COOH. Maar hierdie is belangrik want jy moet verstaan dat daai 2 suurstowwe nie aan mekaar gebind is nie. Albei hierdie suurstowwe, daai suurstof en daardie suurstof is aan die koolstof gebind. En dan kry ons 'n C dubbelband O, dis jou karbonielgroep, onthou jy? En ons kry 'n COH, dis ons hidroksielgroep en die 2 saam gee vir ons 'n karboksielsuur. So ons het 'n karboniel en ons het 'n hidroksiel en van daai 2 maak hulle dan 'n karboksielsuur. Waarvoor gebruik ons dit? Dit kom in die natuur voor. Jy het al gehoor van muresuur, né? Nou baie van julle wat op die platteland bly, het al 10-1 ergens in jou lewe 'n muur gebyt. En dan het hy so suurige smaak. Nou dis die muresuur binne in die muur. En daai muresuur word metanosuur genoem. Met ander woorde, dit is ons eenvoudigste vorm van 'n karboksielsuur wat ons kry. Die tweede een wat ons kry is etanosuur, nou hy het 3 name. Etanosuur word ook asynsuur genoem en dit is wat ons kry in asyn. Nou ek weet jy kry druiweasyn, jy kry appelasyn en dan kry jy sommer die gewone spiritsasyn. Dis een wat hulle in die laboratorium maak. Hulle gebruik nie noodwendig vrugte daarvoor nie en dit is hoekom hy soveel goedkoper is. Dan kry ons ook benzoesuur. Dit word gebruik as 'n preserveermiddel. En dan het jou karboksielsure, sy algemene formule is actually maklik een want kyk daar, hy wys vir jou, hy het sy COOH aan die einde. Etanosuur kan vervaardig word deur die oksidasie van etanol. Onthou nou, oksidasie beteken ons sit suurstof by. Nee, want oxygen is die Engels vir suurstof, so ons sit suurstof by vir oksidasie reaksie. En hier kry ons dat etanol plus suurstof kan vir jou etanosuur in water gee. Nou as jy witwyn het en jy maak die bottel witwyn oop en jy laat hom oop staan. Hierso so na 'n dag is daai wyn so suur, al was dit 'n soet witwyn, dat jy om nie kan drink, hy trek jou kiewes op mekaar. Want wat gebeur het? Alles wat warm is, dan reageer jou etanol wat binne in jou wyn is met suurstof aan die buitekant en hy gee vir jou etanosuur en dan drink jy asyn in plaas van wyn. Esters is ons laaste funksionele groep van ons gaan kyk. Esters word gevorm wanneer 'n alkohol, dan nou alkohol het 'n OH in, met 'n karboksielsuur reageer, dis 'n COOH,
om 'n ester te vorm. Nou esters het kenmerkende reuke. Dis wat hulle gebruik in parfume en jou piesanggeur en jou lemoengeur. Jy weet daai botteltjies geurstof wat jy sou koop. Dit is alles esters wat hulle daar maak. En jy het die esterifikasie eksperiment by die skool gedoen. Neem ek aan as jou prakties vir termyn 1 en daar het julle esters gemaak. En wat hulle gewoonlik dan doen is hulle sê vir jou ryk en dan moet jy sê soos wat ryk dit soos wintergreen, ryk dit soos Vicks, ryk dit soos piesang en jy het self daai ester gemaak wat jy gaan ryk het. Baie belangrik is ons het hier 'n katalisator nodig. Wat is 'n katalisator nou weer? Dis iets wat 'n reaksie gaan laat plaasvind. Dis iets wat 'n reaksie vinniger laat plaasvind sonder om self deel te neem aan die reaksie. Nou kom ons kyk gou hier. Hier het ons metanol en metanosuur. Nou ons kry dat die waterstof van die alkohol gaan verbind met die OH groep van die karboksielsuur en saam gaan hulle vir my water gee. En dan is hier 'n plekkie oop en daar's 'n plekkie oop en dan gaan bind hierdie suurstof aan daai koolstof. En dan kry ons 'n ester. Dan het ons esterifikasie gedoen. En daar kan jy sien jou esterbinding is tussen die O van jou alkohol en die koolstof van jou karboksielsuur. Die proses word esterifikasie genoem. Ons gebruik 'n katalisator. Gewoonlik gebruik hulle swaalsuur of hulle kan ook fosforsuur gebruik. Is dit nou P3SO4? Nee. Ek dink nie ek het daai formule reg nie. So kom ons praat liewer net van fosforsuur. Fosforsuur is die tweede een wat jy gebruik en dan is die algemene formule weer CnH2n, maar hierdie keer is hy O2. Dis die enigste verskil wat ons het tussen 'n ketoon, 'n aldehied en 'n ester. Hier lê die verskil wat ons gaan sien. Gebruike van esters, kosmetiese en skoonheidsprodukte as gevolg van hulle vrugtige geur, nalakverwyderaar en modelvliegtuig gom word daarvoor gebruik. Hy's 'n oploswirrel vir nie wateroplosbare verbinding en hy's plastiseerders omdat esters 'n stof minder bros maak. So as jy ester bysit, dan kan hy actually bietjie buig en jy kan hom vervorm sonder dat hy gaan breek. Vraag is weer van identifiseer die volgende funksionele groepe. Nou die eerste een wat ons nou gaan kyk, hier vra jy jouself af, het ek enigiets anders as 'n enkelbinding? Die antwoord is ja. Oppas dat ek jou nie uitvang nie, want kyk wat lê hierso. Daai broom maak hierdie halo alkaan. So as nou die ene gaan kyk, CH3, H8O, dan stel ek voor jy gaan teken om en jy gaan sê C3, daar's hy. En ek het 8 waterstowwe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan het ek 'n O, en dan moet ek 'n H bysit, want ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So hierdie ene is 'n alkohol. Kan jy sien hoe ek dit uitwerk? En dan hier het ons onmiddellike suurstof in die middel, so ons dink nie eens daaroor nie. Ons weet, hierdie ding is 'n ester. Pentan 2-oon, iets wat met 'n OON eindig, is onmiddellik 'n ketoon. Ons hoef nie eens daaroor te dink nie. En dan 2-metielpentyn, iets wat met 'n IN eindig, gaan weer vir ons wat gee. Kan jy onthou? Van die eerste deel van die werk af? Yes, hy gaan vir ons 'n alkyn gee. Kom ons kyk gou weer na die antwoorde. Alkylalied, alkohol, ester, ketoon en 'n alkyn.
Watter een van die volgende is die algemene formule vir alkane? Hierdie is die maklike een. Jou antwoord gaan C wees en hier sê ek vir jou, maak seker dat jy elke algemene formule ken. Die laaste ding wat ons vandag gaan doen is isomere. Nou isomere beteken, en ons het ek ook daarna verwys, dit is waar jy goed het of verbindings het wat dieselfde koolstof en waterstof het, maar sy rangskikking is anders, wat beteken hy gaan 'n verskillende naam hê. Nou kom ons kyk wat het ons hier. Hier het ons 4 koolstowwe, kan jy dit sien? En ons het net enkel bindings. Hoeveel koolstowwe het ons hier? 1, 2, 3, 4. En ons het net enkel bindings. Maar hierdie een, A en B, lyk nie dieselfde nie. So, hulle is isomere van mekaar, want hulle het dieselfde molekulêre formule, beteken hulle dieselfde aantal koolstowwe en waterstowwe, maar hoe jy die koolstowwe en waterstowwe met mekaar rangskik, maak dit verskillende verbindings vorm. Ons het ketting-isomere. Nou die woord ketting maak dit onmiddellik vir jou maklik. Dit beteken jy moet gaan karring aan die ketting. Jy moet hierdie lang ketting vat en jy moet een van hierdie koolstowwe vat en 'n syketting vorm. Maar nou moet jy versigtig wees. As jy hierdie gaan doen, en ek gaan dit nou gekondenseerd skryf, CH3, CH2, CH2, en jy sit 'n CH3 daarbo aan, dan is dit dieselfde verbinding. Al wat gebeur het is jy het hom gevat en jy het hom gebuig. Jy het nie die koolstof se posisie verander nie. Kan jy dit sien? So dit is baie belangrik as jy hierdie doen, dat jy seker maak dat jou syketting is nie op die punt nie. Ons het nooit 'n syketting op die punt nie. So as jy hierdie een verander, dan gaan jy skielik 3 koolstowwe hê wat 3 waterstowwe het. Dan weet jy het hierdie een reg gekry. Kom ons kyk na die volgende ene. Funksionele isomere beteken ek gaan die naam verander. Ek gaan die funksie, die funksionele groep gaan ek verander. En hier kan ons sien ek het metielmetanoaat, dis my ester. Maar as ek hierdie koolstowwe en waterstowwe herrangskik, dan sit ek hier met 'n karboksielsuur. Laaste ene is posisionele isomere. Nou wat hier van belang is dat jy sien dat die posisie gaan verander. So hier het ek metielmetanoaat, hierdie is nie reg nie. 'n posisionele isomeer, ek gaan hierdie doodmaak. Het dieselfde aantal koolstowwe en waterstowwe, die funksionele groep bly dieselfde, maar die posisie verander. Nou hier kan ons byvoorbeeld gaan kyk na 'n alkohol. So ons kan hê CH3 en hierso het ons 'n COH, CH3. En die volgende ding wat ons teken is weer 'n CH3. CH2, COH en H2. Want wat het ons nou hier gedoen? Ons het die posisie van ons OH groep het ons gaan verander. En as jy die posisie verander, jou funksionele groep bly presies dieselfde. Hy skuif net van koolstof 1 na koolstof 2 toe. Dan verander jy sy posisie. As jy praat van 'n funksionele groep, dan herrangskik jy jou atome totdat jy 'n ander funksionele groep vorm en 'n ketting-isomeer skuif jy hom rond dat jy 'n syketting vorm en dat jou verbinding anders lyk. Kom ons kyk gou weer na posisionele isomere. Hier het ek 1 chloropropaan, hier het ek 2 chloropropaan. So wat het ek gedoen? Ek het my funksionele groep of my chloor het ek geskuif. Hier is op koolstof nommer 1 en hier is op koolstof nommer 2. Of ons praat van 'n dubbelbinding, hier is op koolstof nommer 1 en hier gaan op koolstof nommer 2 wees. Dan het ek 'n posisionele isomeer. Kyk ons na, kom ons teken 'n ketting-isomeer van die volgende molekuul. Nou wat het ek vir jou gesê? Die oomblik wat jy 'n ketting-isomeer gaan teken,
moet jy 3 maal CH3 sê. Jy kan nie meer net 2 CH3 sê nie. So een van hierdie goedjies skuif daai kant toe. En dan het jy ek het nou eers al die aktiwiteite klaar gemaak. Kom ons gaan terug daai kant toe. Dan sê ek vir jou van hierdie ene teken vir my 'n posisionele isomeer. Wat beteken ek wil hê jy moet hierdie OH groep se posisie verander. Jy moet hom op 'n ander koolstof gaan sit. So hy gaan of na hierdie koolstof toe skuif of hy gaan na daai koolstof toe skuif. Die laaste een sê ek vir jou, gee vir my 'n ander funksionele isomeer. Nou hier het ek 'n aldehied. Sy funksionele isomeer gaan 'n ketoon wees. Hoekom? Want ek het 'n dubbelband O, hy staan nou op die kant, dit maak hom 'n aldehied, so kom middel te skuif is hy 'n ketoon. Kom ons kyk gou. Daar het ons 2 verskillende maniere. Onthou ek het vir jou gesê daar moet 3 CH3's wees as jy 'n posisionele ketting isomeer doen. Of as jy nou regtig wil, kan jy 4 CH3 sê uit hierdie spesifieke verbinding uit. Dit maak nie saak nie. Jy kan soveel syketings maak as wat jy wil, solank jou aantal koolstowwe en jou aantal waterstowwe dieselfde bly. Hier het ons 'n OH groep, onthou hy was net nou hier in die middel gewees. Ons het hom geskuif na koolstof 1 toe, of ons het hom geskuif na koolstof 2 toe. So hierdie is die 2 moontlikhede wat jy kan kry vir jou posisionele isomeer. En dan laastens, as ons gaan kyk na ons funksionele isomeer, het vir jou gesê die oomblik dat ons hierdie een in die middel te skuif, dan word hy ketoon en hy was 'n aldehied. Hierdie is die einde van ons eerste les, seuns en dogters. Baie dankie dat julle saam met my hierdie les deurgegaan het en ek sien uit daarna om deel 2 van organiese chemie met julle te doen. Lekker leer.